Trou is die begin van 'n reis. Een wat dikwels vol hoop en drome begin. Maar na die trouklokke stil word, wag die werklikheid, kompromieë, uitdagings, misverstande en dieper liefde as wat jy ooit gedink het moontlik is. Trou is die perekoop nie. Neem jou saam met die eerlike en soms snaakse en soms pynlike verhale van huwelike. Die mooi en die moeilik. 'n RSG Bekbazaar waar ons oop kaarte speel oor hoe dit regtig is om saam te leef. Awee my masse kinders. Welkom terug hier by Trou is die perekoop en ek of course met my ander helfte. Nee, my vernoot, ja. Ander helfte klink soos my helfte. Alhoewel mense ons van as Kiberoes sê dit vir die mense. So technically is ons gemeenskapsgewys. Yes. Hy is my brother van 'n ander mother. Yes. En daai maar het 'n ander vader. So ons deel van, hè? Ons deel 'n podcast. Ja. Maar dis waar die gedeeltes net daar so. Hy's al wat ons deel. En ons deel kennis, ons deel like experts, maar en ons deel die gesprek. Yes. En die gesprek is Trou is die perekoppie. En ons is bly julle het besluit om julle tyd te deel met ons. Dis hoekom jy moes nou luister na die pot gooi. Dankie dat jy hier is. Mense deel hulle tyd, hulle is eager om te hoor want ons praat oor cheating vandag. Nee, ek trek Dit is 'n ek dink dis die ander ding. Yes. Waaroor 'n mens baie dankbaar kan wees, nê? Is een die ability om 'n gesprek te kan hê. Ja. En dit te kan uitsit vir mense wat belangstel in hierdie inligting. En dan twee, ek en jy het die ability, ons word blootgestel aan mense met wie ons kan gesels. 100%. So dan is ons like 'n conduit. Ons is die spreekbuis, as jy nou baie lekker Afrikaans wil gebruik. Conduit is lekkerer, hè? Ja, conduit. Nee, spreekbuis is nee, maar nou buis jy jouself. Ja, in geval. Kykie, ek wil nou weer 'n joke gemaak het, maar eintlik is hy die comedian. Ek is maar net ek kan nie eens lag vir grappe nie. Ek is so versin. Maar anyway, so ons het baie gesprekke. Yes. Die deskundige wat hier saam met ons is, nê, het amper 30 jaar se experience in addiction. Eerste gewerk met drug addicts, dwelmverslaafdes. En toe nou die laaste so rowweg 13 jaar begin uit sy eie persoonlike ervaring begin werk met mense wat seksuele verslawings en pornografie verslawings het. En wie is Solomon? Gaan luister hy pot gooi. Gaan luister hy episode. Jy moet dit nie misloop nie want daar is raad, wenke hoe dit lyk. En dan baie beslis aan die einde 'n storie of 'n woord van hoop. Ja. Want Solomon, die rede hoekom ek nie bang is om oor moeilike goed te praat nie. Ja. En hoekom ek ook soms nie bang is om my geraamtes uit te bring. Ja. Nie al die geraamtes nie, maar net die paar wat ek meer comfortable is. Tot ek comfortable is met die ander geraamtes. So, ek het die babatjie geraamtes, ek mind jy om dit uit te bring nie, want daar is iets so powerful aan 'n shared story. Jy kan of jou eie foute maak in die lewe, of hopelik as jy wys is, nee, dan leer jy uit ander mense se foute. Yes. Hulle sê slim ou leer uit sy eie foute uit en 'n wyse persoon leer uit iemand anders se foute uit. So by tye is ek slim en by tye is ek wys. So vandag se gesprek dink ek is 'n Solomon. Ek ken so min mense wat hierdie vryspring. Weet jy hoekom? Dit is die menu 1 is te vol options. Yes. En is te maklik om die options te order en nie te dink aan die reperkusies nie. Ja. So wat ek bedoel by ons praat vandag oor een van, ek dink ek sal nie sê is 'n pet hate, maar as 'n vrou is dit iets wat my ek was al aan die ontvangkant, so dis al klaar. Daar kom 'n geraamtetjie uit. Aan die ontvangkant daarvan en ook
praat ek met ander mense wat dit deurmaak en ek sien TikTok posts. Ek het 'n TikTok post nou eendag gesien wat my laat dink het ons moet hierdie gesprek voer. Die vroutjie sê, dis nou 9 maande later, sy doen die hare van iemand. Sy het die vrou se gesig weggesteek. Klaar blyklik. Hoor gou hier. Sure. Hoor gou hier. TikTok. Klaar blyklik Ja. was daai vrou in die stoel haar bestie. Haar BFF. Sy is besig om haar bestie se hare te doen. Ja, sy in 'n lang proses. Vrou het lelike haarkleur gehad en sy is besig om haar hare mooi te versorg oor 'n 9 ure tydperk, color correct, wat om 'n mooi blond daar uit te kry. Wat sy gedoen het. In die meantime is die vrou al lankal besig om met die haarkapper se man. Kom ons noem die haarkapper Susan Sure. en Jane sit in die stoel. Jane is besig om met Susan se man 'n move te pull al vir 'n ruk, né? Hoe weet Susan dit? Want Jane se man bel vir Susan en sê, "Hoorie, as jy bewus dat jou beste chommy met jou man Joel." En die vrou het 9 maande gevat voor sy die video opgesit het. Sy het nog steeds die vrou se Jane se identiteit verdoesel. Soos weet jy hoe lyk Jane nie. Maar dit het my hart so geruk because sy sê sy sit daar, sy doen hierdie chommy se hare. En sy is onbewus daarvan dat hierdie vrou een van haar beste chommies, man. So dis nie 'n vreemde vrou nie. Dis nie 'n buurvrou nie, dis nie iemand by die kerkie, dis nie iemand by die werkie. Dis jou beste chommie wat jy in jou huis inbring, wat jy teen in jou kinders by gelos het. Like so hier's layers upon layers upon layers in ons samelewing. So die bra wat hier saam met ons sit, Kennis de Kok, nee. Jo, kan hy vir jou stories vertel oor cheating en verneek en wat dit doen wanneer hy werk met mans en met vrouens. En ons het hom weer ingeroep because soos in jou storie en vrouens. Do you know what I mean? Yeah. Do you know what I mean, Kenneth? Sama so lekker om jou weer te hê en ek hoop jy is reg want ek is so al klaar uit die impetus vir hierdie gesprek hoor. Daar gaan goed aan in die wêreld. Ja. Ja, so lekker om hier te wees. Ek sien uit om te gesels en ja, wat ek geleer het te deel met julle, want daai storie klink vir my na taai en ja, kan net is dit nie, like, dit klink vir my of dit baie meer gebeur vandag as ooit van tevore, dat die betrayal kom nie net van jou partner wat Joel nie, maar dit kom ook van mense wat veronderstel is om lief is vir jou, wat inkom, want 'n ander vrou was getroud, dit was nie 'n loslappie wat sommer net Altwee was getroud. Altwee was getroud en het hierdie aan hulle oor partners gedoen en ek kan nie eens dink hoe mens oor so iets kom nie. Ja, ek dink die fokus in so 'n situasie sit op hierdie ou wat dit nou gedoen het met, maar my hart gaan uit na daai arme haarkapper toe. Sy is nie net verraai deur haar beste vriendin nie, maar sy is verraai deur haar eggenoot. Dit is soos 'n dubbele verraai wat plaasgevind het. En wat sê dit vir haar van haar eie waarde, jy weet, en wat sy nou eintlik beteken het vir die ander mense. Dit moet baie seer wees. Yes, wie vertrou jy? Hoe vertrou jy weer 'n ander vriendin weer? Hoe jy weet, hoe stap jy ewen in dieselfde haarsalon en môre weer? Jy weet nie wat gaan nou aan nie. Maar hierdie goede kom nog uit in die haarsalon. Nee, ek weet nie of dit iets daar is. Nee, haarsalonne, want wie sal we nee? Ek dink die vrou praat seker so baie van haar man wat so goed doen, wat so suksesvol is en nou dink die vrou met wie Sarah sy werk, maybe moet ek jou man 'n bietjie gaan uitcheck. Maar sy's getroud, vir wat gaan order sy na 'n ander restaurant 'n maaltyd? Sure. Sy dan haar eie kombuis, haar eie se goeie. Kykie, ek dink net vir die doeleindes van ons gesprek because ek moet bieg, ek het 'n bietjie van 'n bruise op daai, dit maak my die bliksem in. Ek kan sien nee, kyk kan jy sien hoe fire dat is. Ja. Ek is 'n bietjie oor dit maar like, ek dink dit gebeur nie. Ken dit 'n vraag. Ek kan sien. Ken dit is heeltemal oor dit, né? Sy is oor dit. Hoe doen 'n mens dit? Ek wonder hoe doen daai vrou dit? Nou gaan sy sê daar, nou gaan ek my hare doen. Maar ek is nou besig met haar man. Jo. I know, right? Like, okay, my vraag altyd. Wat gaan in jou kop aan? Sure. Om hierdie te justify. Like, wat sê jy vir jouself? Want daar's 'n measure of illusion wat hier aangaan, né? Nee? Jy moet vir jouself 'n storie vertel oor hoekom jy geregtig is. 1 om te begeer, want eintlik sondig ons al klaar net in die begeerte van 'n ander se eggenote. Dis al klaar.
So hier's layer upon layer upon layer of sin. So jy vertel jouself 'n storie. Ja. Wat ook al die storie is. Want daar is stappe en ek dink dit is wat vir 'n vrou so moeilik is wanneer daar verneek word. Wat vir my moeilik was. Ja. Daar was soveel plekke waar iemand kon gestop het. En gegaan het tot hier toe nie verder nie. Maar jy het dit. Sy gaan aan en aan en aan, want dis nie niet nie, dis nie net 'n Bybelse ding nie, dit is 'n deur al die civilizations is daar 'n reg en 'n verkeerd. So dis nie dat ons gaan ek is 'n Christen nie, so daai rules apply nie tot my. Dis nie. So there isn't a get out of jail free card hier so. So wat dink jy wat so met hierdie mense werk of wat met mense werk wat geval het, wat voete van klei gehad het? Wat gebeur in jou kop? Hoe justify hulle? Daar's 'n mooi woordjie wat ek onlangs gehoor het. Die woordjie is dis nou 'n bietjie bo my vuurmaakplek, maar die woord is limerence. Het jy al gehoor van limerence? Nee, vertel. So, limerence is daai gevoel van verliefdheid. Jy weet daai infatuation, daai obsessie, daai hoekom ek daarmee begin is, ek dink nie dit begin net met die full-on affair en alles wat met dit gaan. Ja. Hier's 'n stadige proses. Sure. Jy weet, so ek wonder die vriendin geniet of vriendin se geselskap. En iewerste by 'n braai of 'n ding alweer by 'n braai. Jy weet het sy dalk en haar man lekker gesels. Jy weet 'n bietjie aandag gekry en dit was dalk heeltemal onskuldig bedoel gewees. Maar dan wil ek hom gou ietsie vra. Ja. Jy weet en dit kom net op en ek dink nie waarheen gaan nie die ding nie. Ja. Dit lyk vir my uit my ervaring uit asof dit so half inkruip. Dit kom so stadig in. Sure. Jy weet, en dan weet jy nou, jy's nou tot te ver, nou die ding te ver gegaan. Jy weet, dit hoef nie noodwendig oor die tou te getrap het nie, maar die proses is al so ver en ek wil nog steeds by my vriendin kuier. Ja. Maar totaal en al verblind. Daai limerence. Wat ons baie keer vir mense sê waar daar 'n man is wat in 'n verhouding is met 'n ander vrou en die vrou wil haar man se hart terugwen. Is dat daai chemikalie, daai gevoel van verliefdheid bly net 'n rukkie. Dit bly 'n jaar of 2. Dit is nie 'n rukkie nie, dis 'n lang tyd. Ja. As jy wil terug hê, daai gevoel gaan op 'n stadium verbygaan en die realiteit gaan begin insink en jy gaan agterkom dat die persoon is ook maar net 'n mens. Sure. Jy weet, maar daar's 'n proses as die vrouens wil dit terug. Maar dit is nie ons fokus nie. Ons fokus is as die man wil uit dit uitkom en hy wil daai hulp hê, dan probeer ons die manne te help. Maar ja, 'n geweldige complicated, ingewikkelde situasie. Jy praat van biochemistry. Jy praat nou van wat daar in die kop aangaan, want ons almal raak 'n bietjie mal as ons verlief is. Ja. Dit moet so wees. Dit is nee, dis jy lag nou. Dis 'n oorlewingsmeganisme. Ja, nee, dis 'n bietjie dom. Ja, jy raak 'n bietjie dom. Jy like daar is so 'n heile om hierdie ou, daar gebeur goeters. Jy sien nie die red flags nie. Dis hoekom almal vir jou iets. 'n couple is in jou ma sê dit jou beste so, maar jy's like nee, hulle ken hom nie. En later van tyd dink ek waar daai vertrouensbreek vir 'n vrou vir haarself gebeur is, dan soos jy sê, jy het dit in 'n vorige gesprek vir ons genoem, met 'n ander voorbeeld hou, dan gaan jy terug in die verlede, dan sien jy so duidelik soos daglig die verloop en waar jy begin gly het en foute gemaak het. So ons doen dit outomaties, ons raak ons, en dis hoekom ook, ek het ook vir Solomon gesê op 'n call, ek het so 'n ding gelees, die Victoriane, dis nou 'n paar eeue gelede, maar hulle nogal 'n ding beet gehad waar 'n verloving 2 jaar was en selfs in daai tyd was daar nog kuisheid ook, so jy het eers gesoen of geniks nie, sodat die verliefdheidfase kon verbygaan, sodat, en hulle het hierdie woorde gehad, hulle het hierdie studies gehad, hulle het geweet wat biochemies in 'n liggaam gebeur as mense verlief is. So hulle het hierdie ding gedoen waar jy moes vir 2 jaar verloof wees of kuis of uitgaan, sekerlik sodat hierdie verliefdheidfase kon oorgaan en jy dan 'n nugter met jou volle brein, volle hart besluit kan maak. Maar vandag,
ek like vir Kenneth, boem, môre is ons getroud. Hier gaan ons back at the ranch as Kenneth 'n serial killer, weet, liggame versteek in sy lyf, maar ek het nie genoeg tyd gehad. Ekskuus tog Kenneth, ek weet jy is nie. Ek gebruik maar net jou as 'n voorbeeld. En dis die probleem wat ons het, is ons, en so selfs al gly jy in 'n onwelvoeglike verbintenis en ietsie wat jy moet wees, jy is vas oortuig, man of vrou, die is die een vir jou, want dit voel dan, dit voel, hier, jou hart klop dan, jou butterflies doen, like acrobatic toertjies, die binnekant jou, kan nie wag om hom of haar te sien nie, dit voel dan vir mense real, so hoe, this is meant to be, so hoe onderskei iemand fact from fiction, Kenneth? Ja, baie interessant. Ek is jammer, ek gooi al die moeilike vrae vir jou vandag, nee. Dis 'n challenging vraag. Hoe onderskei ons fact from fiction? Daar's so 'n studie wat hulle gedoen het baie jare terug waarin jou vraag jy my nou laat dink. Daai marshmallow, weet nie of jy dit gesien het nie, van die klein kindertjies. Vertel. Dan maak hulle in 'n kamer toe soos hierdie en dan kom hulle in en sê hulle sit hulle marshmallow voor hom op die bordjie neer. Ja. Dan sê hulle vir hom, as jy nie hierdie marshmallow eet nie, dan sal ons jou 5 gee nou. Ja. En dan gaan hulle uit en dan vat daai kinders, hulle ryk hom, hulle proe hom, hulle lek hom, hulle, jy weet, party kinders eet hom net en as jy ou weer terug inkom, waar is die marshmallow? Nee, hy weet nie waar is die marshmallow nie, anders steek hom weg iewers, jy weet, en hulle daai kindertjies gevolg oor baie jare. En agtergekom dat die kinders wat dit kon regkry, wat to delay gratification, wat dit kon regkry om nie dadelik die marshmallow te eet nie, maar eerder te wag vir die 5 ander bietjie later, dat hulle baie meer suksesvol was as die res wat nie daai instant gratification, quick fix ding voorgevang het nie. So hoe belangrik is dit nie vir ons om dit vir ons kinders te leer nie. So hoe onderskei ons fact from fiction in hierdie fantasiewêreld? Ek dink dis 'n karaktereienskap wat ingekweek moet word en wat ons nie van meer bewus is vandag nie. Ons is so gewoond, jy weet, instant phone, instant microwave kos. Jy weet alles wat ons het, jy weet, Mr. Delivery dan sy daarso en die pornografie goeders wat maar net daar op jou foon is so maklik. So hoe onderskei ons fact from fiction? Ek dink maar net 'n mens moet leer om geduldig te wees en terug te kom na daai ou Bybelse beginsels van jy weet, en om te wag my karakter te groei en te ontwikkel en om te leer hoe lyk mense regtig sonder al die skanse en al die bravado en al die mooi images en alles wat hulle wil hê jy moet glo. Maklik om vir iemand iets te sê in die begin en hulle rad voor die oë te draai en hulle weet nie regtig jy weet wie jy is nie. So, ek dink so. Kenneth, so obviously dink ek jy sit met meer mense, couples, van die ding gebeur by elke hoek en draai. You know, ek dink, ek het eers gelees 'n statistiek dat sê meer mense skei nie noodwendig oor cheating, maar dis oor geldelike, finansiële dinge. Dis grootliks hoekom baie mense skei deesdae. My vraag aan jou is, en dit niks te doen met geld nie, is wat gebeur in 'n huwelik nadat iemand uitgevind het hulle maat het op hulle gecheat? Nou, wat is die eerste stappe wat mens nie moet neem nie en wat is die goedjies wat wel help? Ek dink daai vraag hang af van wat 'n mens wil hê die uitkoms moet wees. Okay. So baie van die couples wat na jou toe kom, is daar gevalle waar daar mense is obviously wat dit wil stop. Die vrou is teen dit van sy uitgevind en die man veg uit nou besef na 'n jaar, ek wil eintlik my vrou weer soos jy genoem het, dit vat 'n jaar of so. Of is dit altyd net glad nie. Daar's niks hoop nie. En nou kom hulle na julle toe en julle moet help. Maar wat het jy nou gesien al oor die jare? Wat is die dinge wat jy nie moet doen in daai oomblik wanneer jy uitvind jou man het op jou gecheat en jy wil hom nog hê. Jy wil nog veg. Die eerste ding wat vir my opkom nou is as jy wil hê, as jy vir hom wil veg en hy is jy moeite werd om voor te veg. En jy het 'n familie en jy het klein kindertjies en daar's finansies en daar's allerlei lys van goeders wat dit nodig maak om te veg. Is ek dink die heel eerste belangrikste ding is om
te fokus om aan te hou om 'n veilige spasie te bly. Hoe moeilik is dit nie? Dis 'n tawwe antwoord. Terwyl die mat onder jou uitgeruk is, moet jy 'n veilige spasie hou vir jou partner. Yes. As jy die huwelik wil red, help dit nie. Mens verskree die persoon en jy rand vir hom aan, want dit gaan niks verander nie. Dit is nie, daai is nie die redes hoekom hy dit gedoen het nie. Die redes het anyway niks met jou by the way uit te waai nie. Ek dink nie dit het nie. Ek dink dit gaan oor 'n huwelik nie. En as dit oor 'n huwelik of die verhouding gaan dat hy nie gelukkig is nie, dan moet hy 'n call maak. Dan moet hy besluit om uit die huwelik uit te kom of om op hulp te gaan of wat ook al. Hoekom loop hy nie vooruit hy move doen as dit die verhouding is nie? Ja, hoe werk dit? Maar hulle doen nie. Ons vra vir jou, nee, weet. Hulle doen nie. Dis hoekom ons jou vra want hulle doen nie. Dis die Hoekom loop hy nie? Ek dink nommer 1, hy like dit om sy broodjie aan albei kante gebotter te hê. Dis mos lekker. Ja. Jy weet en daar's intensiteit. Have your cake and eat it too, nee. Ja. Dis mos lekker. Hierdie donker goeters het 'n intensiteit daaraan. Daar's 'n mag rondom dit. Daar's 'n aanloklikheid. Sure. Wat saam met dit gepaard gaan. So ek dink nommer 1 veilige spasie te wees en om mense te hê met wie jy kan praat. Weet jy, so 'n vrou is totaal en al geïsoleerd. Daar's niemand met wie sy kan praat nie. Ek wil net sê, ja, veilige spasie om iemand om mee te praat. Met wie praat jy? Met wie deel jy dit? Van daai mense gaan vir jou judge en hulle gaan ook vir jou lag en vir jou sê en ja man, is so 'n moeilike posisie. En jy sê hulle gaan hom judge. So nou hou vrouens daai geheim want hulle wil nie hê die samelewing moet haar man judge nie. Dit is nogals incredible. Jy het my so seer gemaak. Dubbele wond. Maar nou gaan ek jou beskerm ook nog en ek gaan al hierdie seer duisternis hier binnekant my beskerm. Dit is almal swaar. Ja. Dis 'n swaar pad om te stap. Ek wil weet van die ervaring wat jy het met die mense met wie jy werk. Wat sien jy as van die redes wat daartoe lei dat iemand op sy lewensmaat, eggenote, iemand met wie hy of sy in 'n verhouding is, dat hulle verneek, ontrou is? Wat is dit? Want ek dink dis een van die grootste vrae wat mense kry wat hoor. Hoekom? Wat het ek nie gedoen nie, of wat het ek gedoen, of wat het hiertoe gelei? Want mense probeer amper closure kry om 'n besluit te kan maak. En ek het nou net iets interessant gesien. Don't seek closure, seek healing. Want soms kom closure nooit nie. Maar steeds, een van die vrae, ek weet, my ma het blyk gesê, my eerste vraag was hoekom? Net as 'n mens. En sulke goed is vir my geweldig fascinerend, want ek wil weet hoekom. Wat? Want as ons weet hoekom val die huis om, kan jy dit 'n paar tree teruggee en stop. Of is dit nie so maklik nie? Ja, ek dink dit is so maklik nie. Alle vrouens wil weet hoekom het jy dit gedoen? Dit is die eerste vraag wat hulle wil vra. En dan sê ons, jy weet, die pornografie en daai goede het teen lank voor die tyd begin. Die rede is nie jy nie. Dis nie jy wat dit veroorsaak het nie, dis hy. Ja. So hoekom het hy dit gedoen? Ek dink dis 'n ontsnapping weer eens, dis 'n ontsnappingsmeganisme, dit was lekker. Ek dink daai vraag hoekom, ons het ook 'n redelike proses wat ek nou net aan dink is wat ons deurgaan. Ons vra die manne hoekom het jy dit gedoen, né? Dan sal hy sê ek het dit gedoen want my vrou was nie beskikbaar vir my seksueel nie. Dis moet nou lekker om die vrou te blameer. Dan sê ek, maar dink jy daar's manne op die planeet, op hierdie aardbol van ons, wat nie, wie se vrouens nie vir hulle beskikbaar was nie, wat dit nie gedoen het nie. Né? Wie se manne, die man het dit nie, die vrou is nie beskikbaar nie, maar die man het nie gaan cheat op haar nie. So is dit wat jy nou vir my sê, 'n rede om dit te doen, of is dit 'n verskoning? Verskoning. En dan sê die manne, presies soos jy nou gesê het, dis 'n verskoning. Want dit is nie 'n rede nie. En dan sê ek, maar hoekom het jy dan gedoen? Dan sê hy sê, want die vrou het vir my aandag gegee. Dan sê ek weer dieselfde manier van dink gebruik en sê, ja, maar daar's duisende vrouens op hierdie planeet wat vir manne aandag gee, wat getroud is. Beteken dat al daai manne cheat op hulle? Sure. Nee, dit doen nie. So wat jy nou vir my gesê het, is dit 'n rede
of is dit 'n verskoning? Verskoning. Dan gaan hy weer verskoning. Dan hou ons so aan vir ure, baie keer weke aan een, tot hy die rede uitfigure. En wat is die rede? Wat dink jy is die rede? Ek wil weet wat ek wil Ons praat dan Cliffhanger meneer hierso. deskundige. Die rede, daar's net een rede. Hy het gekies om dit te doen. Ja. So That's the basic. truth. Ja. Dis die waarheid. Hy het nie nodig gehad. En die punt is, as ons iemand kan bemagtig met die verantwoordelikheid van ek het die keuse gemaak om dit te doen, om iemand anders se seer te maak of in 'n verhouding te gaan of pon te kyk of wat ook al, dan kan ek die keuse maak om dit op te doen. So daar's 'n bemagtiging. Ja. Maar dan, Eloise, daar's definitief bydraende faktore. Miskien het hy nie gepraat daaroor nie. Miskien was sy vrou nie vir hom beskikbaar op fisiese level, whatever nie. Ja. Jy weet, maar miskien was dit omdat hy nie emosioneel met haar connected nie. Ja. Jy weet, daar is bydraende faktore, maar nie een van daai bydraende faktore kan ooit genoeg wees om 'n rede te wees nie. Want ek is verantwoordelik vir my eie gedrag aan die einde van die dag. Ja. Ek is verantwoordelik vir my besluite. That's good. Die ander ding wat my ook altyd so opval is sommige van die verskonings wat ons kry is ek is as man meer fisies ingestel as jy as vrou. En ek wil net hier so namens al die vroue praat. Dit is 'n mite dat vroue nie kyk na die menu nie. Ons kyk wel na die menu. Ons word ook fisies geprikkel, nie net emosioneel nie. So jy kyk ook na hoe lank is hy, hoe breed is sy arms. Okay. Onder andere. Want daar is 'n klomp mites wat ons het wat ons gebruik as verskonings oor hoekom ons amper meer rede het om iets te doen as 'n ander geslag. Wat vind jy byvoorbeeld in daai opsig van ja, vroue het ook die vermoë om ontrou te wees. En ek sien ook as ek met my vriende praat of met ander mans praat of wat ook al, daar's 'n ander impak wat dit het as 'n man ontrou was teenoor wanneer 'n vrou ontrou was. Baie vroue wat ek van weet sal hulle man nog terugneem. Miskien deur die proses werk, maar ek hoor van baie mans Dit nie wil nie. as sy vrou met iemand anders geslaap het, wil hy nie aan haar vat nie. Nou kyk hier, dis mos nog klein bietjie tweegevreedheid man. Ja. Sure. So wat ek sien met vrouens, as vrouens ontrou was of is dit vir hulle baie moeiliker, dit lyk vir my so, om te kom tot op die punt wat ek besluit het, dis klaar, en dan gaan nou ophou daarmee, want hulle is invested en involved in die ding. Maar as hy tot op daai punt gekom het, sy die besluit gemaak, dan draai dit, wel mans is baie meer, vir my baie meer, wispelturig, hulle val, Wishy-washy, ja. val, hierdie nou is ek hier, dan is ek daar, ek kan nou beloof, gaan by jou wees, nou is ek daar. So Baie ja, makliker verleibaar. ja, ek dink so, ja. Onpraatbaar. Onstandvastig, baie meer go with whatever feels good in the moment. So, Solomon. ja, dit is die instant gratification gedeelte. Man, Au, ja. kyk hier, ek ken dit gooi net die mans onder die busie, hy vertel my net drop vir Ek ons love die manne. Die man Dis drop awesome. die ball hier so bad. So wil jy vir my sê, in jou ervaring, is mans meer geneig om nie hulle woord gestand te hou, byvoorbeeld wanneer hulle uitgevang is om gesê het, dat hulle nie by die besluit bly nie. Ja, ek dink so. Teenoor as 'n vrou nou Ja. gekom het by die punt van die besluit, dan bly sy en sy Ja. sny af. Maar to be fair, is ek het nie groot genoeg Pool vrouens. sample vrouens om te kan sê nie. So dit lyk vir my so ek kan van die manne kant af kan ek sê, daar's 'n bietjie van 'n tot hy agterkom wat hy kan verloor. As hy agterkom hy kan dit verloor. Ek kan my vrou verloor, ek kan my kinders verloor, ek kan my huis verloor, ek kan my inkomste verloor, ek kan my werk verloor. Dis die pyn so oorweldigend groot raak. Dan kom die commitment in. Okay, right, sê vir my wat moet ek doen om ons sort hierdie ding uit. Vir een keer en Kon hy nie altyd. self daai calculation gemaak het? Nee, hoekom lag hy? Sy moet kom na julle twee keer hoor, is nog baie seer. Nee. Is nog baie, En dit was my ex-boyfriend. Dit was Maar dis nie noodwendig die serie. Sure. Dis die logika van dit en Ja. baie keer sal hulle sê vroue is nie logies nie. Ons is klaarblyklik emosioneel, maar my vraag is dan mense wat nie cheat nie. Daar is 'n mite dat sulke mense nie voor versoeking te staan kom nie.
dat net die cheater versoek word. Nee, ja. En dit is nie waar nie. Almal word Ons versoek. almal is Nee, Ja. Ons almal wat daai. Ja. Die vroue is ook almal. ek weet. Ja. Like, ek kyk net na ons bedryf Solomon. Ja. Ons werk soms met mense wat hyper aantreklik is op verskillende vlakke. Emosioneel wow. Solomon Kibodu, this is not about you. Wendy, kom vat jou man. Lady Volte, kon nie resist nie. Sien jy? Ek moet hom altyd in tome. Nee, maar ek hoor jou ook. So Wendy het 'n bietjie jackpot geslat hier, maar ek praat nie actually van hom nie. Dankie Louise. En selfs ook as jy in 'n kantoor is, I mean, ons het nou eendag het iemand 'n stelling gemaak op sosiale media dat 'n ongelooflike groot hoeveelheid cheating gevalle gebeur by die werk of spruit uit 'n werksverhouding uit. Daar's baie redes vir Daar, hoekom dit kan jy kon moontlik vir ons 'n paar redes gee? Ek weet dit is nie jou noodwendige statistieke nie, maar dit begin by die werk en ek het kan ek hierdie Maar jy het nou net genoem. dat iemand 'n chommy van my noem die een ou met wie sy werk haar work husband. En ek het 'n wesenlike probleem want taal Ja. wat ons mekaar noem. Ja. Also you Maak 'n speaking deur. that Dude, you're speaking it into existence. Ja. Work husband, work wife, dan gaan ek sure. Ja. Waasie weet julle onderskeie mans en vrouens dat en waasie lyn? Wow. Het jy enige idee hoekom werk miskien so Weet jy werkplekke gebeur dit baie en die ander plek waar dit baie gebeur. In die kerk. Nee, daarom nie. daarom nie? Kom Sien wat ek van weet hier, ek weet daai stasie. Die ander plek waar dit gebeur is in CrossFit bokse. Jy weet daai CrossFit oefening ding wat die Ja. mense doen. Kykie. Kykie, dis hoekom ek gooi CrossFit En doen ek het nie. nou eendag gesien op TikTok running clubs. Dis Ja, ja. waar mense na toe Running gaan. clubs, daai CrossFit bokse en die cycling clubs. Wat? Dit is hektiek daar. Maar hoekom? Vertel? Ja. Dis Onthou wat ek nou gesê het wat mense bind. yes, it's the goal and also the Die pyn. pain. Ja. So Ja. in die CrossFit en in die cycling En daar's die draf, baie pyn is in ons daai. suffer saam en ons het 'n doel om by daai wenstreep uit te kom. Jo. So die mense begin met mekaar te bond. Dit is maar deel van menslike natuur. Man. So wil So jy arme dan CrossFit bokse word bella. nee. Well, Dis jy hulle skuld, dis nie nee, wat dis die gebeur. environment wat Ja. geskep word. Nou my vraag is dan nou. En dis wat gebeur by die werksplek. Ons het 'n goal achieve. Goal. Ons was deur Dis moeilike tye. frustrasie. You know what I mean? And it makes sense. So nou obviously kan jou vrou of jou man nie saam met jou werk toe gaan nie. Daai is die prakties hè. Maar sê nou maar jy het 'n partner wat mal is oor sport en jy is nie noodwendig hè. I see where this is going. Moet jy dan nou begin Wat is die konsens Dank jy ken vir my. Moet jy dan nou begin betrokke raak by wat jou partner by betrokke is om moontlik te verhoed dat hy gaan of sy gaan val because Ja. Ja, man. you know what I mean? Want hoe vertrou jy dan nou dat jou partner ek gee nie om en ek dink baie mense gee nie om dat hulle maats ander Ja. belangstellings het. Dit is gesond om nie in mekaar 'n gesamentlike Facebook bladsy te hê, net Solomon en Wendy te wees. Solomon is op sy eie Wendy's. Dis gesond. Maar nou klink dit dan of daar risiko's aan hy gesondheid verbonde is. Ek dink so ja. Weet jy wat ek sien ook is dat daar's 'n ander meganisme wat in ons as man en vrou in verweef is. Ja. En dit is dat mans wil veg to save the damsel in distress. Mans wil veg True. om hulle vrouens se harte te wen. True. Yes. En elke vrou het daai begeerte dat iemand gaan veg vir my hart. Daai twee goedjies pas mooi by mekaar. So, yes, dis 'n tawwe vraag. Want ek verstaan daar's manne wat fietsry en hulle cheat nie op hulle vrouens nie. Ons keer nie almal onder die. Maar hierdie tipe spasies is belangrik. Ek dink as 'n mens jouself kan gedra of beheer of bestuur op 'n manier wat jy jou vrou altyd laat weet
dat haar hart jou eerste prioriteit is en niks met iemand anders te share meer as wat jy met jou vrou share nie. Yes. So eerste, om haar my eerste te maak. Yes. Dan is al veilig. Ja, van die oomblik as jy goeie nuus kry en jou eerste instinct is om vir Eloise te laat weet, voordat ek my vrou laat weet oor die amazing nuus wat nou net gebeur het met my. Nie net nuus of iets wat nou net met jou gebeur het, is, dan moet jy al klaar begin worry en begin dink, hey, dis al reeds nie gesond nie van, hoekom wil ek dit nie eers met my vrou deel nie. Wat ek ook hoor wat Kenneth sê is, hierdie is 'n persoonlikheidsding. So voor die running club, voor die cycle club, voor die CrossFit groepie, het hy begeerte al reeds ontstaan, want daar is tog mense wat spesifiek gaan na die plekke toe om te gaan visvang. So hulle gaan nie om net die oefening te doen nie, hulle gaan om te kyk, want dis waar daar mense beskikbaar is. Back in the day it was the church, man. Do you know what I mean? Nowadays is no more the church, is no ander. So as iemand die luister, nee, want ek weet jy sê die heeltyd, selfs met die pornografiese verslawing en al die sê nou maar karakter flaws, bestaan dit al klaar in die mens voordat die environment geskep is om die uit te oefen. So as iemand nou hier is, hulle wil trou beloof aan iemand, maar hulle weet hulle het 'n swak plekkie, maar hulle is nie sterk genoeg om hulle self uit die swak plek uit te hou, om die versoeking te weerstaan nie, maar hulle is ook nie sterk genoeg om vir die persoon in hulle lewe te sê, ek het die swak plekkie. Want toe gaan hulle dan vir ondersteuning, want ons samelewing laat mense die vergrype toe. Daar is groepies wat ten gunste is dat jy val, dat die huwelik val, dat jy nie getrou is. Daar is baie meer daarvan sigbaar, veral met sosiale media vandag. As baie minder plekke waar jou voete teen die vuur gehou word en jy meer mense teen jou as vir jou. Basically, en daar sommige mense, daar is vroue wat daarop uit is om getroude mans te jag. Dit is, hulle het so 'n groot wond wat hulle nie wil gesond maak nie. They don't want to be in a healthy relationship, but dan mors hulle herhaaldelik ander verhoudings op. Hoe help ons onsself? Ek dink aan 'n dame wat so seer gekry het, wat ek baie lank nie 'n pad gestap het, so teleurgesteld was in mans, oor en oor en oor en oor en oor. En 'n suksesvolle besigheidspersoon, en net heeltyd van advantage gevat word, jy weet, en nou hoekom nie, jy weet, hoekom nou nie maar net die manne wat nou getroud is, wat vir my aandag gee, nou maar net, weet, gaan daar nie, jy weet, dis, ja, so, jou vraag is, as ek nie veilig voel nie, om my swakheid te deel nie, en ek hou van sport, hoe deel ek daarmee? Waarheen gaan ek, met wie praat ek hieroor? Ja, ek dink dis elke ou se verantwoordelikheid om daai spasie te soek. Dis wat ons doen by Grace Online, maar dan het die ding al baie keer te ver gegaan. Ek dink 'n mens moet iemand kry om voor die tyd mee te gesels, 'n vertroueling, weet jy, voorkomend op te tree. Maar ek dink is belangrik ook vir jou vrou om te weet dat jy jou hart vir hart veg. En dat sy eerste is. Weet julle, dis nogal so challenging ene, daar is jou selfvraag. In my lewe. Vir my ook. In my lewe, man. Ek hoor dit 'n paar keer by my vrou, dat, you know, dat, en alhoewel mens baie keer goeie intenties is, voel dit nog steeds vir die vrou dat jy veg nie vir hart nie, of jy stel aan die eerste nie, en jy doen al die dinge, maar sy voel nog steeds, jy veg nie vir hart nie. Oh, wow. En is rof daar buite, you know. So, jammer, ek is nou die ignorant vrou hier onder julle. Ja. Wat nie weet, so ja, ek weet aan die ontvangkant, maar hoe lyk dit dan, as iemand die luister, en hulle weet nie hoe lyk 'n man, 'n vrou weet nie hoe lyk 'n man wat vir haar veg en haar eerste stel nie. Hoe lyk dit? En vir 'n man wat nie weet hoe om dit te doen nie, Ken dit help my.
Verstaan jy wat ek jou... Solomon, jy moet my help. Okay, help julle tweeetjies mekaar dat ons die mense wat luister kan help. Verstaan jy? Want dit help jy sê dit net en dan weet mense nie hoe lyk dit, hoe klink dit, hoe loop dit nie. Ja. So ek kies, dis seker die laaste maand wat ek kies doelbewus om my vrou elke dag eerste te stel en ek probeer om dit te doen. Ek probeer om eerste my hart met haar te deel. Die suksesse, die moeilike goeders. Daar so 10 minute, 15 minute 'n dag wat ons net by mekaar uitkom. Ek kry dit nie altyd reg nie. Dit is meeste van die tyd dink ek maak nie daai kattie. Maar in my hart, ek dink ook man wees en ek dink dis jou vraag. Ek het nou gepraat van die pyn en na die pyn kom daar presence, want jy kan nie present wees as jy nie pyn kan ervaar nie. En na die presence kom daar protection. Jy kan nie protect as jy nie present kan wees nie, as jy nie pyn kan beleef nie. So pyn, presence, protection en dan na protection is daar provision. En daai enetjie dink ek trip ons manne op. Ons wil so graag voorsien. En dis een wat vir my die moeilikste is. So ek fokus om te voorsien en ek dink ek doen dit vir my vrou. Of vir die kinders. En vir die kinders en vir die huis. Maar dan absorbeer ek nie die seer in die teleurstelling en die goals, die so gesamentlike goals in die verhouding. En dan is ek nie teenwoordig om daar vir haar te wees nie. En dan kan ek nie beskerm nie, die protection. En dan as ek nie kan beskerm nie, en as ek net die provision doen sonder daai vorige stappe, dan mis ek die boot. So nou moet ek probeer om myself te forceer om die pyn en die seer en die teleurstelling en die frustrasie en die moans en die groans en al die goede te absorbeer en nie net dit een kant te gooi en te sê ag man, ons sal môre die badkamer se kraan wat nie wil werk nie regmaak nie. Ek moet werk maak van hierdie ding want dit is deel van my om my pyn te face en te doen wat ek moet doen, om die klein goedjies uit te sorteer. Dan dink ek raak dit groter. Maar julle verstaan mooi, hierdie is 'n eksperiment. Ek dink my vroutjie sal trots wees as hierdie podcast luister vandag. Maar ken ek het herken en my vrou het. Solomon, ek wil net vir julle tweeetjies sê, ek dink dit is die ander uitdaging wat ek sien van iemand wat net sit en dophou. Is ons almal verwag die ultimate antwoord. En daar is nie so ietsie. Daar is net 'n in-proses antwoord. En ek dink, soos wat jy sê, jou intentions is een ding, en jy het jou intentions gedeel met haar, so sy is bewus daarvan dat jy aan die area werk, maar die gevolg is, sy kan dit sien wanneer jy die effort insit, en sy kan dit ook acknowledge en vir jou terugvoer gee, I see you, I hear you, I feel you, so dat jy ook kan, die petrol kan kry vir jou engine om aan te hou, want die ander uitdaging, as ons goeders doen wat, hierdie is nou 'n baie doelbewuste metode, en ek het gevra vir die metode, want baie mans sit vas op hy provision, en die ding wat nou in ons samelewing gebeur, en ek weet of jy dit ervaar het, vroue is nie meer tevrede net met die man wat die geld voorsien nie. In die verlede kon 'n man net gaan werk en vir sy vrou 'n huis verskaf het en kos en wat ook al, en sy het gekoop daarmee. Maar vandag, aangesien vrouens hulle eie geld kan gaan maak, word daarvan mans verwag om meer te provide, en baie mans het nie die vermoë om hulle pyn te kan identifiseer of daarmee te kan werk nie. En dan weet hulle nie hoe om present te wees, en baie vroue sal sê, jy is nie hier nie, ek voel jou nie, ek kan jou nie sien nie, en hy weet nie waarvan praat sy, ek is aan hier. Dan kan hy nie na die volgende stap toe oorgaan om haar te beskerm, en hy gaan, maar die alarmstelsel werk dan, waarvan praat sy, ek beskerm maar nie. Nee, haar menswees is nie veilig by jou nie, want jy kan nie haar pyn, sy het nie nodig dat jy haar geveg wil fight namens haar nie, want sy kan actually self, maar sy het wel nodig as sy daar hinkepink huis toe, dat jy net gaan vashou, en laat, yes, I love it. Do you know what I mean? So, ons hak vas, ek sien, as ek kyk na die mense om my, die man hak vas op, maar ek bring aan die geld huis, so dan kom hy huis toe, hy sit daar op sy phone, hy help hom in die huis, hy help hom in die kinders, hy help hom met enige iets nie, die vrou hardloop die hele huis, die almal se skedules, die kinders wat siek is, die kinders se pynmedikasie, en as sy weggaan, moet sy vir hom so 'n lysie los, terwyl sy 20 keer al vir hom, ek gebruik maar net hierdie voorbeelde, as die onsigbare las wat die vrou dra, in die provision spasie, wat maar ook gedeel kan raak deur die man. So ek is so bly jy noem hierdie stappe, herhaal gewoon net weer vir iemand wat hier luister.
eerste een is die pyn, maar kyk nou, almal het emosies, né? Want ons manne, ons wil maklik die emosies uitsny en net die stappies volg. Jy weet, net die boksies tik. Dit gaan nie oor die boksies tik nie, dit gaan om emosioneel teenwoordig te wees, want ons het after all baie emotions, ons as manne. After all. So pyn is die eerste een, die tweede een is presence, derde een is protection, dan het ek provision, en dan as ek daai 4 kan doen, dan kan ek uitkom by die laaste level, wat die ultimate is vir enige man, en dit is purpose. En die purpose is om hierdie goeders vir ander mense te leer. Sure. And Miles Monroe said, where purpose is not known, abuse is inevitable. Where purpose kies toch? Is not known, abuse is inevitable. Yes. Nee, dus ek dink hy moet 'n paar boeke skryf daai. Ja, het julle vir Dr. Miles Monroe. Ja. Pause gou. Yes, ma'am. When purpose is not known, Abuse is inevitable. So in plaas van om te eet met die vurk, gebruik jy die vurk as 'n spanner. En dis wat hy van praat in daai abuse is abnormal use. As jy die stoel onderste bo omdraai, is nie gemaak om so te werk nie. Ja. So Julle gaan nou spilonke hoorie, terwyl my kop gou hier ras, Solomon praat jy. Ja, ek kan sien sy's en hy was 'n braaf wat hy gesê. Luister hierso Kenneth, my volgende vraag aan jou is vir die een wat gecheat het. Wat sê jy vir iemand wat erken hy het of hy was ontrou? You know, hoe begin 'n mens regtig eerlik met om te herstel? You know, because for that person to open up to you is klaar groot stap. En hoe kan ek as mens so 'n atmosfeer skep vir iemand, nie net my partner nie net my vrou wat sê sy het gecheat nie, maar ook 'n chommy van my wat sê kyk buddy, I messed up. Hoe? Ja, wat sê mense vir iemand wat erken? Die eerste ding wat ek Because ek gaan jou net judge. Hy's al. Wat sê my bro? Wat Is hy dan tati? Wat het jy nou gedoen? Wat het wat met wie? Yesterday. Sy dan die prize of all prizes daar by jou huis. What kind? So ek dink ons het weer eens hier's 'n daai positive unconditional positive regard. Ja. Ek moet 'n spasie skep waar mense met my kan praat wat hulle wil en ek moet aanvaarding gee. Ek gaan nie sê ja, skot dit jy. Daai skok, daai safe space. Ja. En dan sal ek vir hom sê, die tweede een is ook 'n positiewe enetjie, wil jy vir jou vrou se hart veg? Wil jy regmaak wat jy so verkeerd gedoen het? Kan ons 'n pad stap om jou te help om dit stappie vir stappie terug te herwen? Die derde een, dink ek is seker die belangrikste een en dis nie 'n lekker een nie. Is as vertroue gebreek word, het ons gevind vat dit 'n tydperk van 18 maande voordat vertroue weer begin om te herstel. Voordat dit begin naastenby lyk soos iets wat dit gelyk het voor die tyd. 'n jaar en 'n half. Massive skok. En elke keer wat daar terugslag is, dan begin daai 18 maande weer. Begin weer van voor af. As jy bereid om vir langtermyn te commit en 'n pad te stap en te veg vir jou vrou se hart deur hierdie pyn, kan jy by haar sit. Ons noem dit staying on the pain field. Kan jy sit in haar seer en dit absorbeer en dit hoor en dit luister en dit voel. Jy het nou daai 3 goeie wat jy's gesien, gevoel en gehoor. Ek kan nie jy het daai 3 dinge te kan doen. In haar teenwoordigheid. Kan ek daar wees of het ek 'n begeerte om te ontsnap? En alles begin by daai ontsnapping. Want ek het baie mense wat sê ek het dan nou klaar verskoning gevra, okay, hoe sien nie oppraat daaroor nie. Ek het dan gesê ek is jammer, ek gaan nie weer nie, maar sy hou aan. So nou aangesien sy aanhou, dan gaan ek nou maar aanhou met my jollery. Want sy verwag anyway ek gaan val. Ja. En baie man, ek dink die meeste manne het daai probleem. Ek het mos nou jammer gesê, wat is fout met jou? Maar ons besef nie dat die oomblik van verraad is nie net daai een punt in tyd nie. Dit slaan terug na elke liewe positiewe gebeurtenis van die laaste 20 jaar. Al daai goede word onder die impak van wat jy gedoen het oor die laaste dekades. Slaan terug in haar lewe in net so lank so. En jy voel verlig en dan dink jy maar ek voel nou verlig. Ek het al vertel van wat ek gedoen het. Ek het mos nou jammer gesê. Jy sê jammer, jy voel bietjie beter 10%, maar al daai bietjie jammer wat jy voel word vermenigvuldig in seer in haar lewe in. En dit moet deurverwerk word. Sure.
Ons onderskat hierdie goed. Ons as manne verstaan nie wat die impak is. Wat sien jy Van dit nie. vir 'n man wat hier luister, wat dalk dit al gedoen het of sterk op pad is om dit te doen? Wat sien jy, sê vroue, beteken hierdie verraad vir hulle? Wat beteken dit vir vroue? Wat doen dit aan 'n vrou wanneer haar man Joh. dit doen? Ek het 'n dokument hier op my foon, ek gaan nie nou soek nie. Ek in die begin van die jaar het ek begin onderhoude doen met vrouens, die mense wat my volg. As jy ooit verraai was, kan ek met jou 'n uur onderhoud hê. Dan kan jy vir my verduidelik wat het vir jou gebeur. Dan die prentjies wat die vrouens geskets het is dit voel soos dit voel of ek in 'n ongeluk was, in 'n karongeluk was. Maar daar's geen bloed nie, daar's geen kar nie. Dit voel of ek geforseer word om glas te eet. Ja. Oor en oor. Ja. Dit voel of die mat onder my uitgeruk is. Dit voel of ek, hierdie is 'n ander ene. Dit voel of my hart lewendig uit my uitgeruk word. Ja. Dit voel of my wind uitgeslaan word. Ek het 95 sulke onderhoude gevoer. En elkeen het 'n ander prentjie. Dit voel of iemand dood is. Maar daar's geen begrafnis nie, daar's geen graf nie. Alles lyk oké. So al hierdie prentjies het te doen met verwoesting. Absolute uitermate verwoesting. Dit is vir my seerder om die een vir wie ek lief was, lewendig te verloor en moet elke aand saam met hom langs hom in die bed slaap. As wat enigiets anders in my lewe nog ooit gebeur het. Ek moet bietjie daai opsom en dit op my Facebookblad post, want ek het 95 sulke stories. Kenneth, ek dink wanneer ons kan vorentoe kyk na die eindresultaat, dink jy as mans hierdie weet dat hulle dalk minder genee sal maak om tot hy stap oor te gaan, of is dit soos wat Miles Monroe sê, absence of purpose makes abuse inevitable, want hierdie is abuse of the highest order, wanneer jy iemand, kyk hierdie prentjie wat ek het in my kop, en ek dink baie vroue, want om iemand in te laat, het sy fisies of emosioneel, en veral in 'n vrou se geval, is 'n interne proses. Jy laat 'n man in, op die mees fisiese, praktiese vlak ooit. So daai verwoesting kan ek heeltemal verstaan, want dis nie buite jou nie, dis dit gebeur hier binne. Absoluut binnekant jou. So daai seer is ook binnekant jou. So as daai abuse, daai misuse, daai inevitable is, dink jy van die mense met wie jy praat en werk? Want meeste mense het vandag nie 'n purpose nie, hulle weet nie hoe om dit uit te werk nie. Geloofsgemeenskappe is besig om al hoe kleiner te word, waar daai lesse geleer kon word, waar daai voorbeelde gestel kon word. So as mense, mans byvoorbeeld, want vroue cheat ook, daai eindprentjie, hierdie prentjie wat jy nou vir skets, wat vroue terugvoer het, kon weet, sal dit 'n groter afweermiddel wees, 'n afskrikmiddel om dit te doen, of totdat hy man nie sy purpose uitgewerk het, hy gaan dit maar net, dit maak nie saak, jy al weet hy, dit is die eindresultaat. My hoop is dat dit wel so sal wees, maar ek eintlik logiese vlak dink ek nie, dit gaan enige iets verskil maak nie, as al weet die manne hoe seer hulle vrouens maak, want beteken dit nie dat hulle weet nie nou ewe skielik hoe met hulle emosies te deel nie. Sien, die probleem is, ek weet nie hoe om met die teleurstelling wat ek in my vrou se oë sien elke dag oor whatever, die paycheck of whatever, ek weet nie hoe met daai dingetjie te deel nie. Nou hoor ek hoe seer dit vir haar is. Daai seer is 'n emosie. Ek kan nog steeds nie daarmee deel nie. Dit laai net meer hooi op die vurk. En hoe deel ek daarmee? Okay, cool, ek maak haar seer, ek het haar seer gemaak, ek het seer in my eie hart, ek weet nie hoe met my pyn te deel nie. En wat doen ek nou maar môre weer? Ek gaan doen maar net weer die ding wat my klein bietjie verligting gee.
Het sy dit nie bottel is, of dit nie gym is, of in die CrossFit, of waar ook al harder werk, want dan ontsnap ek net nog bietjie langer van dit. En so hoop ons op, en ons hoop op, en ons hoop op, tot breekpunt toe. Kyk, Kenneth, tyd het ons gevang, maar ek wil vir jou, ja? As nog 'n bietjie dit. Die een vraag wat ek jou wil vra is, vir die een wat verneek is, you know, Die ontvanger van die abuse. hoe help jy iemand wat verpletter is deur verraad, ja, om weer te vertrou of selfs net te oorleef? Solomon. Ek dink in die proses, en Eloise glo jy sal met my kan resoneer, as ek dit sê, dit voel vir die vrouens in hierdie proses, asof hulle stemme verloor. Wat ek sê, word net afgeskiet, dit word nie aandag aan gegee nie, om daai seer, Ek maak nie saak nie. Ek maak nie saak nie, wat ek sê, maak nie saak nie, so ek maak nie saak nie, en hy het nou dit gedoen, so ek het niks waarde nie. Ek dink die enigste manier, om genesing weer te bring, is om 'n stem aan die waarheid te gee. Is vir vrouens om die seer te kan uiter en te kan gevalidate word. So wat jy sê is nie dalk minder belangrik as die feit dat jy dit sê. As ek is seer, ek is verpletter, het voel ek glas geëet het vir die laaste 20 jaar. En ander vrouens wat net sê, yes, ek hoor wat jy deurgaan, dit moet geweldig seer is, en weet jy wat, in fact, common unity, jy is hier in 'n community, ek weet hoe het voel, ek gaan jou beskerm. Ek het nou 'n dame wat gesê het, as dit nie was vir 2 of 3 van die dames van ons community wat uitgereik het na toe net sy eie lewe beëindig, en sy het niemand en niks gehad, sy kon nie eers met haar beste maatjie praat nie en share nie, 'n stem moet terugkom, want dis die een groot ding wat gesteel word, dit was 'n paar groot waarde word gesteel, maar stem word ook gesteel. So in die proses, as die vrouens betrokke raak in 'n community, vind hulle stem, maar as daai vrou se man dan ooit sou betrokke raak, dan luister ons, dan het ons na haar stem geluister, en haar stem raak eintlik die kompas, die rigtingwyser, van hoe om hom terug te lei, na 'n spasie van genesing, en heel wees, en verlossing en vryheid toe. Hoeveel verhoudinge sien jy in julle praktyk? Ek dink, weer eens as ons kom by hoop om die gesprek soort van af te sluit vir nou, ek dink ons kan vir ure nog gesels oor hierdie, omdat dit net so 'n groot skaduwee in ons samelewing is. Vir iemand wat hier sit, wat luister na hierdie gesprek, wat in hy seerplek is, wat is die kanse dat 'n verhouding so iets kan oorleef en weer gesond kan wees? Jy kan natuurlik nie teruggaan na hoe dit was nie. Die skeer het gebeur, daar is soms 'n Grand Canyon vir 'n ruk lank tussen die tweeetjies, en dan maak hy skeer toer en toer, en maar daar's nog steeds 'n skeer, daar's nog steeds 'n kraak daar, nê? Wat is die kanse dat 'n verhouding so iets kan oorleef, en veral 'n huwelik waar daar gemeene belange is, kinders, huis, finansies, en ook, wat sien jy dat na hierdie rehabilitasieproses, die 18 maande, 2 jaar tydperk, voordat 'n vrou weer haarself in die oë kan kyk in die spieël, en 'n man in die oë kan kyk, en moontlik weer kan begin oopmaak op soveel vlakke. Wat is daar dan vroue wat dan, na die, so is 2 vrae, skus. Jammer, ek vra so 'n complicated vraag en so saam, maar wat is die oorlewingsfaktor aan die een kant, en wat is die ander kant waar selfs na die rehabilitasieproses 'n vrou gaan, dankie, ek is gesond, maar hierdie is nie meer vir my nie. So, baie goeie vraag. So ons is nie net 'n rehabilitasieproses nie, ons is 'n community. Ons is 'n spasie om aan te behoort. It's part of your life, it's a lifestyle. Dit is vir altyd eintlik. Wat 'n verligting dat daar so 'n plek is. Ja, so as die vrou bereid is om te veg en die man is bereid om te veg, wil ek vir sê dis bo 90%. Regtig incredible. Dit is maar in ons community is, ek sou sê 80% van die vrouens wat by ons is, se mans is nie bereid om te veg vir die, hulle sal nie belang nie. Kenneth is 'n vloekwoord in hulle huis, ek hoor. Wow. Anyway. So 80%.
Nou omdat ons die vrouens ondersteun en die mans ondersteun afsonderlik en dan later as albei goed doen, dan bring ons hulle saam. Dan is die vrouens op 'n beter spasie in elk geval as hulle wil uitstap om te kan uitstap. Of as dit nie werk nie. Ja. En dieselfde aan die man se kant. So ja, as 'n vrou besluit het sy is klaar met die verhouding, dan vat dit ook lank vir hom om haar mind te verander. Of sy sal nie haar mind verander nie, sy het nou besluit en sy gaan in daai rigting, daai standvastigheid. So ja, ek dink as albei veg is die kanse fenomenaal hoog en goed, maar daar's baie gevalle waar vrouens sê ek het nou gesond genoeg geraak, ek is uit die proses uit en dan is die mans nie in die recovery proses nie. Huidig kan ek dink uit 300 mense kan ek dink aan 2 waar die man en die vrou albei betrokke was en hulle het besluit dit gaan nie werk. Gebeur dit soms dat die vrou nie bereid is om te kom vir die berading nie, want dis nie sy wat dit gedoen het en sy dink nie sy het nodig om gesond te word en die man kom en hy verhouding oorleef. Want die man dit gebeur definitief. So dis interessant. Ek het vandag met 'n paartjie gesels. Die dametjie het so seer gekry. Sy het in die begin van die verhouding vir hulp gesoek en sy het al hoe meer geïsoleer totdat sy alleen is en nie meer sien dat dit gaan werk nie. Hy het nou tot op 'n punt gekom. Hy het gedink hy kan dit alleen doen en hy begin nou agterkom 'n gemeenskap gaan hom help. So hulle teenoorgestelde kante gewerk. En ek sê vir gee hom net 6 maande kans. Jy weet. En ek dink sy wil hê dit moet maak werk, maar sy is nou al na 20, 30 jaar weet sy nie meer hoe lyk 'n verhouding nie. Gee hom net 6 maande kans dat ons kan kyk of jy veiligheid in jou verhouding kan kry. En as jy daai veiligheid dan kan kry, dan gaan ons jou nooi om betrokke te raak. En as jy dan nie wil nie, want nou gaan dinge beter. Hoekom sal sy dan wil? Dan is dit oukei. Dan is jou verhouding in elk geval beter plek, maar dit gaan nooit wees wat dit kan wees as jy nie ook jou eie genesingspaadjie stap nie. My laaste vraag aan jou, Kenneth, is hoe lyk ware genesing vir jou? You know, wanneer weet jy iemand is regtig besig om vry te word of alles op die regte pad of in die regte rigting? So ek dink dit wys in jou gedrag. Dit wys definitief in jou gedrag. Dit is iemand wat teenwoordig is, dit is iemand wat opgewonde is, dit is iemand wat 'n doel in die lewe het, dit is iemand wat kan erken ek het 'n probleem, dit is iemand wat emosioneel kan connect met homself eerste, tweede met broers rondom hom, derde met sy vrou, ons met doelbewus so, en dan laastens met God, met die Here. Dis weird, dis bietjie anders te om. Sure. So ek moet eers met myself kan connect. En want almal se nie net advice nie, maar se reël is God eerste, dan jou familie, dan die res en jy doen dit. As ek nie met myself kan connect nie, kan ek nie met my broer connect nie. As ek nie kan sê ek voel nou baie kwaad nie, dan kan ek nie vir jou verduidelik hoe kwaad ek voel nie, want ek weet nie wat ek voel nie. En as ek nie met jou kan verduidelik hoe ek voel nie, dan kan ek nie hierdie ding uitwerk hier in die binnekant nie. En dan vat ek daai kwaad gevoel na my vrou toe, want daar verwerk ek dit. So ek moet 'n verwerkte emosie na my vrou toe vat, sodat ons kan bond, dat ek nie alles op haar damp nie. En as ek met haar kan connect, en ek kan met my broers rondom my connect, dan maak dit soveel makliker om met God te connect. Dis bietjie andersom. Julle we learn something new every day. Weer eens nee, so man dink jy het 'n idee hoe die gesprek gaan loop, dan kom slatkie net vir jou met nat visie in die kop nie. Daarom is so erg. Hierdie was ek dink Solomon, hierdie gesprek gaan baie healing bring vir mense wat luister, mans en vroue. 100%. Want ek weet van baie mans wat in hierdie struik getrap het wat nie eintlik wou nie. Dit was 'n geleentheidsmisdaad, sal 'n mens sê. Maar die uitdaging is ons met onsself in situasies bevind. Ek het nou eendag iemand gesien wat gesê het ons moet ophou om etiek of ethics vir mense te leer. In steede daarvan moet ons spasie skep waar ethics kan floreer. Leer floreer. Ja, want wat is die punt? Iemand is ethical, maar hulle is in 'n corrupt environment. Wat is die punt? Because dit gaan nie lank vat voor jy ook corrupt. Dit is nie. Because environment is stronger than will. Ons het almal begeertes. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil ook 'n goeie mens wees en dan sommige daar is ookie want die omgewing laat dit toe. Ek kan maar 'n pen by die werk vat en huis toe vat en niemand sê ietsie. Byvoorbeeld, is nou 'n stupid example, maar hierdie was so insiggewend. Ek hoop jy het 'n takeaway gevat hiervan. Ek hoop jy het hoop gekry dat daar 'n genesing moontlik is as jy seer gekry het. Ek hoop jy weet daar is genesing as jy seer gemaak het.
Ek hoop jy weet dat daar 'n plek en 'n spasie is waar jy kan uitwerk. Ja. Wie is ek? Waarvoor staan ek? Wat is my doel in hierdie lewe en hoe kan ek alles wat ek doen by die werk, by die huis en my vriendskappe connect daaraan? En weer eens mans, jy laat emotions hoor. Jy laat die, hoor jy Solomon? Definitely. Jy het emotions. Bring hy emotions into. 100%. Bring yourself towards yourself. Yes, man. Want dan kan jy yourself af to other self toe vat, né? Ja, dit was lieflik, man. Ek het Man. ja, veg vir jou vrou se hart en common unity, hy community. I know, right? It's a lot that. Kenneth het soveel truth bombs gedrop hier vir ons. So, stuur vir ons 'n e-mail, eloise@rsg.co.za, laat weet as daar enige iets wat hier vir jou uitgestaan het. Volg en like en subscribe vir ons hier onderkant by YouTube as jy op YouTube kyk en luister. En dan moet jy reg is vir die volgende ene. Van hy kom. Hy kom, soos 'n bom, hy kom. Ja. Trou is die perekoppie saam met 2 kibarus. Awe. Die tegniese versorging van al die Trou is nie perde koop nie episodes is meesterlik deur Eshwin Klassen behartig. Dankie meneer vir jou magic wand.